Matteus 3, vers 11 tot 17. En dan kan hulle ook die NGB oopmaak by artikel 8. Ekskuus, dit is Matteus 3 vers 13 tot 17. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê: "Ek het nodig om deur u gedoop te word en u kom na my toe." Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: "Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul." Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: "Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het." En tot sover uit die Here se woord uit. En dan lees ons ook artikel 8 van die NGB. Die opskrif is: God is een in wese en onderskeie in 3 persone. Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord, dis nou die vorige artikels het ons gegaan oor die woord van God, God se besondere openbaring in die skrif. So op grond van hierdie woord glo ons wat ons bely oor die 3 eenheid. Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God in 'n enige God, een enige wese in wie 3 persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle, die 3 persone, nie met mekaar deel nie. Nou hier is eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Die Seun is die woord, die wysheid en die beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en die Seun uitgaan. Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in 3 gedeel is nie. Aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so wyse onderskei dat hierdie 3 persone slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie, eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie persone wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al 3 is van gelyke ewigheid in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al 3 is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid. Ons lewe vandag in 'n samelewing wat eintlik die leer oor die 3 eenheid verloor het. Hoeveel Christene, as 'n mens na hulle toe stap en vir hulle vra, sal vir jou kan verduidelik wat die leer van die 3 eenheid behels. Soms verduidelik belydende Christene dat die 3 eenheid is soos 'n man wat te gelykertyd 'n pa vir sy kinders is, 'n man vir sy vrou en 'n werknemer vir sy werkgewer is. Of hulle sal dalk sê die 3 eenheid is soos met 3 snye van 'n pizza. Dit is 1 pizza, maar dit is nog steeds 3 snye. Of hulle sal dalk sê in dieselfde lyn, dit is soos 'n eier. Dit is 'n dop, jy's 1 eier, maar 'n eier het mos 'n dop en eier wit en eier geel. Of dalk sal mense vir jou verduidelik dat die 3 eenheid is soos 'n kers. Daar is 'n vlam en dan saam met die vlam is daar altyd noodwendig lig en hitte. Mens kry hierdie verklaringe vandag as ons rondstap en mense vra oor die 3 eenheid.
Ons sal nou sien hoe hierdie beelde afdwaal van die ware leer. Maar dit is 'n feit soos 'n koe. Ons samelewing vandag verstaan nie meer die drie-eenheid nie. Selfs die Christene onder ons, ongelukkig, verstaan nie meer die leer van die drie-eenheid nie en leer dit nie vir hulle kinders nie. Maar wat ook vandag gebeur, is jy kan dalk rustig in jou huis sit en dan hoor jy 'n klop aan jou deur. En maak jy jou deur oop, wie staan daar voor jou deur? 'n Jehova-getuie, eintlik 2 van hulle. En hulle wil graag by jou kom kuier en vir jou 'n paar dinge vertel. En dan vertel hulle vir jou dat Jesus is eintlik nie God nie. Eintlik is hy maar net die eerste skepsel wat gemaak is, waardeur God dan al die ander gemaak het. So hy is dalk 'n onderskeie persoon, maar hy is nie dieselfde, hy deel nie dieselfde wese as die Vader nie. En dan sal hulle ook vir jou sê dat die Heilige Gees is nie eers 'n onderskeie persoon nie. Hy is maar net die krag van Jehova wat van hom uitgaan. Of wat ook kan gebeur vandag, is jy kan by familielede kuier en dan kom een van jou familielede en wys vir jou 'n video van 'n sogenaamde profeet. En dit is dan moontlik een van die Israeliese se dwaalleraars wat op die video vir jou kom vertel dat Jesus is nie God nie, daar is net een God. Hoe kan 'n mens nou 3 gode hê wat hulle self nie eers die drie-eenheid deeglik verstaan nie? So die leer van die drie-eenheid is onder druk. Daar's onkunde en dan nog saam met die onkunde is daar mense wat aktief kom teenstaan. En vir baie Christene is dit vandag nie eens belangrik genoeg om dit dan nou te leer ken en hulle self weerbaar te maak teen hierdie dwaallere. Maar hoekom wil ons aan hierdie leer aandag gee? Hoekom wil ons dit ken? So ons kyk vanaand in die eerste plek na 'n paar redes hoekom ons graag dit wil ken en dit reg bely. En dan sal ons kyk na wat hierdie leer behels. As ons sê ons glo in die drie-enige God, wat beteken dit? Daarin gaan ons natuurlik die meeste tyd spandeer en dan laastens sal ons kyk na enkele toepassings. So in die eerste plek, die redes. Hoekom wil ons graag die leer van die drie-eenheid ken en dit bely? Een rede wat baie belangrik is waarmee ons kan begin is as ons die leer van die drie-eenheid ontken. As ons sê dit is vals, dan gaan ons vir ewig verlore. Die geloofsbelijdenis van Athanasius stel dit baie duidelik. Ons sal later ook die hele een lees. Maar die eerste gedeelte van die belydenis lui so: vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. En dan gaan die belydenis nou juist voort om die leer oor die drie-eenheid uiteen te sit. As ons dit dan ontken, die leer van die drie-eenheid, dan is ons vir ewig verlore. Maar wat is dit om die leer van die drie-eenheid te ontken? So wanneer 'n mens iets ontken, weet die persoon wat dit is, maar hou nogtans vol dat dit vals is. Die persoon volhard daarin om te stel dat dit vals is. 'n Voorbeeld kan wees as mense geduldig na jou toe kom, sê nou maar jy ontken nou die leer van die drie-eenheid, hulle kom geduldig na jou toe en verduidelik vir jou wat die leer van die drie-eenheid is en wat dit behels. En jy hou aan om te sê, nee, dit is vals, ek verwerp dit. Dit kan nou gebeur in die proses van die tug, waar dit herhalend kom praat mense met jou en jy hou herhalend aan om dit te ontken. Dit is wat ons hier bedoel met ontken. As jy dit so ontken, die leer van die drie-eenheid, dan is jy vir ewig verlore as jy daarin volhard, tensy jy natuurlik nou daarvan bekeer. Maar ons moet ontken van onkunde onderskei. Dit is nie dieselfde nie. So daar is Christene wat nog jonk in hulle geloof is en nog besig is om in kennis te groei. So net omdat hulle nog nie die leer oor die drie-eenheid ken en dit ten volle kan verwoord, beteken dit nie dat hulle verlore is nie. Die gronde vir ons verlossing is nie hoe volledig die biblioteek van ons kennis en ons verstande is nie. As ons kennis die gronde vir ons verlossing is, dan maak ons eie kennis ons eie geregtigheid. En ons moet hiervoor versigtig wees, ons kan dit baie maklik doen, dat ons kennis die gronde vir ons geregtigheid voor God maak. Paulus waarsku ook daarteen en sê, die kennis sonder liefde maak opgeblaase.
Jesus se verlossingswerk, sy aktiewe en sy passiewe gehoorsaamheid alleen is die gronde vir ons verlossing, vir ons geregtigheid vir God. Dit is solus Christus. Dit is net Jesus wat ons gronde is. Maar ons kry deel aan Jesus as ons verlosser deur middel van geloof. Die geloof self, die kwaliteit van ons geloof is nie die gronde nie, vir ons geregtigheid nie. Ons kry deur middel van ons geloof aan Jesus deel. Selfs al het ons 'n wankelrige of 'n swak geloof. Dis nie hoe sterk ons geloof is wat ons red nie, dit is hoe sterk ons verlosser is. So ons kan selfs 'n swak geloof hê, maar ons kan 'n ware geloof hê en waarlik deel kry aan Jesus Christus. En geloof bestaan natuurlik uit kennis en vertroue. So dit kan beteken dat ons self 'n swak kennis het en nog steeds gered kan word deur die ware Jesus Christus. So ons kennis red ons nie. So onkunde, net omdat iemand onkundig is oor die leer van die drie, beteken nie dat hy verlore is nie. So ons sien dat onkunde op sigself nie verdoemend is nie. Maar sal ons dan nou tevrede wees met ons onkunde? Sal ons, soos Paulus sê, kom ons bly onkundig sodat die genade oorvloedig kan word? Nee, stellig nie. 'n Christen, iemand in wie die Heilige Gees werk, is mos nou juist begeerig om te groei in kennis van God. Dit is wat die Heilige Gees doen in mense, as hy mense wederbaar. So 'n persoon wat wederbaar is en wat hierdie Heilige Gees ingewoon word, sal Bybel lees, of daarna luister wanneer dit gelees word en wil hê dit moet voorgelees word. En so 'n Christen sal ook eredienste bywoon. Hy wil die middele van genade, hy wil daarmee bedien word. En sodoende, deur die gebruik van die genademiddele, behoort so 'n persoon mettertyd die leer van die drie-eenheid te leer ken. As iemand dit nie leer ken by die gemeente waar hy is nie, dan is iets natuurlik fout met die gemeente. Maar as die gemeente getrou die woord verkondig, as getroue gelowiges, as jy net gewoonweg die woord getrou bestudeer, dan gaan jy uitkom by die leer van die drie-eenheid. So 'n persoon wat onkundig is, sal nie onder die tug geplaas word bloot omdat hy onkundig is oor die leer van die drie-eenheid nie. Maar iemand wat weier om eredienste by te woon, of 'n gewoonte daarvan maak om dit mis te loop, sal onder die tug geplaas word. En as 'n persoon natuurlik dan nou aanhou weier om nie onderrig te wil word oor die drie-eenheid nie, dan sal die persoon natuurlik ook afgesit word deur die tug, en dan word dit ook duidelik dat die persoon is nie 'n gelowige nie en is hy vir ewig verlore. So in die lig hiervan moet ons geduldig wees met Christene wat nog onkundig oor die leer van die drie-eenheid is. Ons moet nie hulle as verlore beskou en hulle as minderwaardig ag en wegwerp net omdat hulle onkundig is. En dan wys dit juis ons het 'n hoogmoed, die kennis maak ons opgeblaase. As ons dit doen, is daar iets fout met ons. Ons moet eerder hierdie Christene aanmoedig dan om die middele van genade te gebruik. Moet hulle aanmoedig, kom na die eredienste toe. Kom, ons lees Bybel. Luister preke, sodat jy kan groei in die geloof en kan toeneem in vreugde om God te ken. En dan moet ons ook natuurlik mekaar aanmoedig om vrae te vra. Ons moet nie bang wees om vrae te vra as ons nog nie iets verstaan nie. As ons agterkom dalk, terwyl ons nou vanaand daardeur gaan, of as jy preke luister, of boeke lees, en jy kom agter, of jy praat met ander Christene, dan kom jy dalk agter, jy verstaan nog nie alles heeltemal presies wat die leer van die drie-eenheid behels nie. Jy kan dit nog nie lekker verwoord nie, of dalk maak jy selfs foute as jy dit probeer verwoord, of dit verduidelik. En dit kan maak dat jy bang is om enigstens daaroor te praat, of om enigstens vrae te vra. En dit kan jou keer om deur die gemeenskap van heiliges bedien te word om te groei in jou geloof. So moenie bang wees as jy dalk, wanneer jy die leer van die drie-eenheid probeer verwoord of probeer 'n vraag vra en per ongeluk sê jy iets wat eintlik dwaalleer is. Moet jy nie bang wees dat jy nou 'n ketter is en vir ewig verlore gaan nie. Dit is nie, jy's nie 'n dwaalleraar as jy per ongeluk so 'n fout maak nie. 'n Dwaalleraar is iemand wat aanhou volhard om te ontken dat hierdie die waarheid is. En hy sal verstaan hy dit, sal hy sê nee, dit is vals. Dit is 'n dwaalleraar, maar as jy per ongeluk 'n bewoordingsfout maak terwyl jy 'n vraag wil vra of net iets meer wil weet, is jy nie 'n dwaalleraar nie. So moenie bang wees om vrae te vra en om daaroor te praat nie.
En dit is mos so, ons weet mos, ons gronde is nie ons kennis, die gronde vir ons verlossing is nie ons kennis nie. Ons hoef nie bang te wees daarvoor nie. Jesus Christus is die gronde vir ons verlossing. So kom ons hê die vrymoedigheid om te praat met mekaar en kom ons hê ook geduld met mekaar om saam hieroor te praat en saam te groei. Eerder moet ons opgewonde wees wanneer ons sien ons ken nog nie alles nie. Want ons moet opgewonde wees dat daar is nog meer om van God te leer ken. Nog meer om van sy skoonheid te sien, nog meer om in verwondering te staan van wie God is. En ons moet dan van die geleenthede gebruik maak met daardie opgewondenheid om God nog beter te leer ken. Nou, hoekom gaan ons verlore as ons die leer oor die drie-eenheid ontken? Of dan nou selfs weier om die middele van genade te gebruik wat die Here vir ons beveel het. Hoekom sal ons verlore gaan op grond daarvan? In die eerste plek, God het ons gered om hom te ken. Die doel van God se verlossing is juis om hom te ken. En in die boek Exodus, waardoor ons nou werk in die oggende, is dit juis mos nou die bloudruk vir verlossing. Die Exodus is die prentjie wat vir ons leer wat verlossing behels. En in die boek Exodus lees 'n mens 70 keer sodat julle kan weet dat ek die Here is. Farao het ons gesê, wie is die Here dat ek na hom moet luister? En toe leer hy, wie is die Here dat hy beter na hom luister? Dit is waaroor die boek Exodus gaan en dit is waaroor verlossing gaan. As die Here wil hê ons moet hom ken. Die Here red ons om hom te ken. Jesus noem ook juist dit, die ewige lewe wat hy gekom het om vir mense te gee. Hy noem dit in Johannes 17 vers 3. Dit is die ewige lewe om hom te ken wat my gestuur het. Om God te ken is die ewige lewe. As ons dan nou weier om dit waarvoor ons gered is aan te gryp, naamlik om God te ken, dan wil ons mos nie werklik gered word nie. As ons mos nou nie wil groei in geloof nie. As jy nie wil groei in kennis van God nie, dan wil jy nie hê waarvoor God ons red nie. Dan wil jy eintlik in Egipte bly. Jy wil nie na die beloofde land toe gaan en saam met die Here woon nie. Dan het jy 'n valse en 'n dooie geloof. Dis hoekom so 'n persoon dan nou verlore gaan, want hy het eintlik 'n valse geloof as iemand nie wil groei in kennis van God nie. En verder, hoekom gaan iemand verlore as hy die leer van die drie-eenheid as vals ag? Want hy weier om God te bely soos die Here homself openbaar. Dis 'n oortreding van die tweede gebod, soos ons nou gesien het al met die goue kalf. Die Israeliete sê, dit is die Here wat ons van Egipte bevry het, hierdie goue kalf. Hulle maak hulle eie voorwendsel van wie God is. Dit is eie willige godsdienst, 'n tema wat ons dan reg in die Bybel kry. 'n Deel van eie willige godsdienst is ons maak God soos ons hom graag wil hê. En dit is afgoderry. En as iemand dan nou daarin volhard om afgoderry te pleeg, is natuurlik ook sodat hy nie die koninkryk van die hemele gaan beerwe nie. So mense met 'n ware geloof in wie die Gees werk, wil graag groei in kennis van God. Want hulle is lief vir hom en wil graag in aanbidding en verwondering staan oor wie en wat hy is. Hulle vreugde lê daarin om God te ken. As ons dan ware kinders van Abraham is, kom ons wees ywerig om te groei in kennis van God, ook raak in die leer van die drie-eenheid. En dit is waarna ons dan nou volgende gaan kyk. Dus wat is die leer oor die drie-eenheid? Wanneer ons oor die leer van die drie-eenheid dink en praat, is daar 4 pilare wat ons moet handhaaf. Daar's 4 pilare. En elke dwaalleer oor die drie-eenheid wyk van hierdie 4 pilare af. En ons sal nou, soos ons deur hierdie gaan, sal ons die dwaallere ook noem. Nou wat is die 4 pilare, as hulle my vra? So die eerste pilaar is dat daar is een wese wat God is. Daar's een wese wat God is. Daar's net een God. Een God, enige God. Dis die eerste een. Die tweede pilaar is hierdie wese wat God is enkelvoudig of eenvoudig. Wat ons nou onlangs ook meer van geleer het. En die derde pilaar is daar is 3 onderskeie persone
En die vierde pilaar is dat hierdie drie onderskeie persone is elk ten volle God. Of ons kan sê, elkeen van die drie persone deel ten volle die een enkelvoudige en eenvoudige wese wat God is. Of ons kan sê, die een wese wat God is, bestaan in ewigheid as drie persone. Soos wat ons in die NGB gelees het. So soos ons nou verder gaan ek gaan pilaar 1 en 2 verduidelik, maar pilaar 3 en 4 gaan ek saam verduidelik. Dit is moeilik om daai 3 apart te verduidelik, maar jy sal sien, mens kan hulle onderskei van mekaar, veral wanneer mens die dwaallere daarop weer lê, dan gaan jy sien die dwaallere teiken spesifieke aspekte. En dan gaan ons sien, nou is eintlik hierdie, ons kan 'n onderskeid tref. Dis in die drie persone, drie onderskeie persone, maar dan ook dat die drie onderskeie persone ten volle die wese van God deel, die vierde pilaar. En soos ons ook deur hierdie pilare gaan, dan gaan ons ook bondig na die skrifgetuienis kyk oor die leer van die drie eenheid, hoe ons hierdie wat ons nou sê, hierdie 4 pilare, hoe ons dit uit die skrif sien, maar ons gaan nie in diepte nou ingaan in die skrifgetuienis nie. Artikel 8, waar mens nou besig is in NGB se fokus is om die leer eers net uiteen te sit, en dan artikel 9 fokus om die skrifgetuienis te gee oor die leer, en ons sal dan DV 'n ander keer wanneer ons as gemeente saam kyk na NGB artikel 9, meer in detail gaan kyk na die skrifgetuienis. So kom ons begin dan met pilaar nommer 1. Een enige wese wat God is, of daar is net een God. En daarvoor kan ons baie gedeeltes in die skrif aanhaal, maar ons sal net Deuteronomium 6 vers 4 aanhaal. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Hoor dat daai enige Here. Daar's net een Here. Daar's net een wese wat God is. Daar is net een wat ewig is. Daar is net een wat almagtig is. Daar is net een wat die oorsprong van alles wat bestaan is. En dan kan ons so aangaan met al die eienskappe wat net God het en net hy is dit. Dan kan ons ook sê God is heilig. Net God is God. Niks is soos hy nie en niks kan met hom geassosieer word nie. En dis ook as gevolg hiervan dat ons nie regtig uit die skepping uit kan sê die drie eenheid is soos hierdie ding in die skepping nie. Want die dinge in die skepping is nie soos God nie. God is regtig enig in sy soort ook. So ons kan dan dit ook in die negatief stel, daar is nie nog 'n wese wat almagtig is nie, of nog 'n wese wat ewig is nie, of nog 'n wese wat die oorsprong is van alle dinge nie. Dis dan die eerste pilaar, daar's net een God. Dan die tweede pilaar is, God is enkelvoudig of eenvoudig. Ons kan dieselfde vers gee, Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Ons kan natuurlik nog na ander verskeie gedeeltes ook gaan kyk, maar dit impliseer as daar net een wese is, dat God se wese nie opgedeel kan word, asof hy uit verskillende stukkies kan bestaan, wat eintlik buite hom ook 'n bestaan het van hulle eie nie, en dat hy maar net opgemaak word uit verskillende gedeeltes nie. So God se wese kan nie opgedeel word in verskillende kompartemente, wat apart van mekaar bestaan en funksioneer nie. Asof God regverdig kan wees partykeer, maar nie genadig nie, of as hy genadig is hy nie regverdig nie. Of as hy regverdig is hy nie genadig nie. Byvoorbeeld, ek dink dit is ook wat die Christelike geloof regtig anders maak en onderskei van alle ander gelowe, is hierdie leerstelling dat God enkelvoudig is. Die Jode en die Moslems hou vol dat God enkelvoudig is, maar hulle kan nie sê hoe is God regverdig en genadig tegelykertyd nie, terwyl ons kan dit doen, want God straf ons sondes, hy is regverdig, maar hy is ook genadig deurdat hy Jesus Christus straf en nie ons nie. Dit is 'n voorbeeld van God se enkelvoudigheid. So ons kan sê, wanneer hy enkelvoudig is, tree God altyd op, wanneer hy iets doen, tree hy altyd op met die volheid van sy wese. Hy is nie partykeer regverdig en partykeer nie, en partykeer genadig en partykeer nie, of partykeer liefdevol en partykeer nie. Wanneer God optree, tree hy altyd op met die volheid van wie hy is. Nog 'n voorbeeld hiervan, wat baie kosbaar is vir Here se skapies,
is wanneer die Here jou lief het hy jou lief met 'n heilige liefde. As God jou met sy spesiale liefde van die verbond liefhet, dat jy syne is en hy joune is, dan beteken dit dat jy regtig heilig gemaak is deur Jesus Christus. Wanneer God sy skapies liefhet, sy skapies wat sondaars was, wat onheilig was, wat onrein was, wanneer hy hulle liefhet, beteken dit nie dat hy sy heiligheid verraai nie, asof hy sy skapies liefhet, maar hy skaam vir hulle, hy wil dit eintlik wegsteek. Want as hy wys dat hy hulle liefhet, is hy nie meer homself nie. Dit is nie die geval so met die Here se kinders nie. Die Here het sy bruid lief met 'n heilige liefde, en sy liefde vir sy bruid is 'n publieke liefde. Hy kan vir die wêreld wys, hierdie is my bruid. Hy kan vir al die engele wys van die hemel, hierdie is my bruid. Hy kan vir al die demone wys, hy kan vir die Satan self wys, die aanklaer, kan hy wys, hierdie is my bruid. En hy, die heilige God, kan dit doen, want hy het haar werklik heilig gemaak, sodat sy by hom pas. Hy het nie homself aangepas, sodat hy by haar pas nie. Hy het nie homself prys gegee, om by haar te pas nie. Hy het haar verander, sodat sy by hom pas. Dit is wat God se enkelvoudigheid is. Dit is 'n wonderlike leerstelling wat ons het. Dis die tweede pilaar. Die derde pilaar is dat daar 3 onderskeie persone is, en dan ook dat hulle ten volle God is. Dis die derde en die vierde pilaar wat ons saam hanteer. Vir die kerk was dit 'n groot, as ons kyk deur die eeue, as die kerk met die skrif bestudeer het, die leer van die apostels en oorhandig is hierdie skrif, en dit bestudeer het, en die dwaallere het hulle gekonfronteer, moes hulle duideliker en duideliker kan verwoord, wat sê die skrif, wat leer die Here van homself in die skrif. En dit was 'n groot deurbraak in die leer van die drie-eenheid, om sin te maak van die getuienis van die skrif, toe hulle die 2 kategorieë kon onderskei, van wese en persoon. Hulle het nie altyd duidelikheid daai kategorieë kon onderskei nie, maar toe hulle daai kategorieë kon onderskei, toe kan alles nou vir hulle baie duidelik sin maak, en kom die leer van die drie-eenheid baie helder na vore. So is baie belangrik om my 2 kategorieë te onderskei. Dit is nou waar ons by die persone kom. So as 'n mens met die skrif worstel, dan forceer die skrif mens eintlik om hierdie 2 kategorieë te maak. Mens kan andersins geen sin maak van wat die skrif sê nie. So as jy nou gesien dat daar enige en enkelvoudige wese is wat God is, maar in die skrif sien ons ook dat die Vader God is, en die Seun is God, en die Heilige Gees is God. So kom ons kyk na 'n paar verse uit die skrif, uit die Here se woord. So in die eerste plek 1 Korintiërs 8 vers 6, wat vir ons sê, tog is daar vir ons maar een God, die Vader, uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. So, eers net om te fokus op dat God, die Vader is God. Nou sien jy daarso, nee, een God, die Vader. Dis baie duidelik. Ek dink meeste mense stem daarmee saam. Dis die dwaalleraars stem gewoonlik daarmee saam. Maar waar dit dan nou meer onduidelik vir hulle raak, is by die Seun wat ook God is, en ook die Heilige Gees wat God is, en 'n onderskeie persoon is. Maar as ons wil praat oor die Seun wat God is, kan ons dieselfde vers gebruik as hierbo. 1 Korintiërs 8 vers 6. Ons het een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Wat nogals mooi is, as ons na die vers kyk, ons het nou Deuteronomium 6 vers 4 gelees, wat sê, hoor Israel, die Here onse God is een Here. Die Here onse God is een Here, hoor hierso. Maar ons een God die Vader, en ons een Here Jesus Christus. Paulus vat daardie Shema in Deuteronomium 6 vers 4 en pas dit toe op die Vader en op die Seun, om te wys dat albei het dieselfde wese, albei is Jahwe. So die Seun is waarlik God.
En dan nog 'n vers wat dit baie duidelik maak is Hebreërs 1 vers 8 tot 12. Wie weet hoe ek vroeër hierna verwys in die preek oor die NGB. En ek lees vir ons van vers 8 af. Maar van die seun word gesê, U troon, dit is Psalm 45 wat ons later gaan sing. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, U God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgesalle. So daar word baie duidelik die Messias koning van die Ou Testament wat voorspel word in die Ou Testament word God genoem. Nou die dwaaleraars soos die Jehova getuies sal partykeer sê ja, maar dit is net 'n God. Dit is soos 'n verhewe wese, maar dit is nie op dieselfde vlak as Jahwe nie. Dit is nie op dieselfde vlak as die Vader. Hy het nie dieselfde wese nie. Hy is al die eerste skepsel. So hy is verhewe bo alles anders en daai opsig is hy 'n God met 'n klein letter G. Maar as ons aangaan in Hebreërs 1 en ons lees verder, dan sê hy ook en van die seun, dan gaan hy verder en dan gee hy nog 'n aanhaling oor die seun. En hierdie aanhaling wat hy nou gee, kom uit Psalm 102 uit. In Psalm 102 word juis geadresseer aan Jahwe. En dan sê dit in Psalm 2 oor Jahwe: U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van U hande. Hulle sal vergaan, maar U bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit en soos 'n mantel sal U hulle toerol. En hulle sal verander word, maar U is dieselfde en U jare het geen einde nie. Daar is dit mos nou God se ewigheid en sy oneindigheid en sy onafhanklikheid. Hy het nie 'n oorsaak vir sy bestaan nie. Hy bestaan noodwendig in homself. Hy bestaan nie. Hy is wat hy is. Wat ons so mooi gesien het na die laaste ruk in die predik. En dit word toegepas op die seun. Die seun met ander woorde is Jahwe. Daar is baie duidelik die seun, Jesus Christus, is God. En dan het ons ook verse wat vir ons leer dat die Heilige Gees is God. So Psalm 33 vers 6 wat ons gesing het vroeër, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leer. Nee, die Gees was betrokke by die skepping in die eerste plek en ook later by die herskepping. Ons lees daarvan in Hebreërs 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Daar sien ons ook, hy word die ewige Gees genoem. So dit beteken hy deel dieselfde een enkelvoudige wese wat ewig is. Daar's net een ewige, net een almagtige. En die Gees is die een wat ook betrokke is by die skepping. Hy is almagtig en is die een wat ewig is. So hy deel dieselfde wese as die Vader en as die Seun. So die Heilige Gees is ook God. En ons sien baie duidelik dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees is God, maar hulle is onderskeie persone, hulle is nie dieselfde nie. Die skrif leer vir ons dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees elk eienskappe het wat hulle nie met die ander een deel nie. Dis unieke eienskappe. So dat hulle eienskappe van hulle wese, die goddelike wese, en daarop het hulle dieselfde eienskappe. Maar daar's eienskappe wat ons nog steeds kan sien wat hulle nie met mekaar deel nie. So hulle is onderskei. Hulle is nie dieselfde persoon of nie dieselfde bestaanswyse nie. Die Vader is die ewig genererende een, waaruit die Seun gegenereer is. Maar is 'n eienskap wat uniek is aan die Vader. Of soos die NGB sê, die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Die oorsaak daar. Die Seun is die een wat ewig uit die Vader gegenereer is. Daar is 'n unieke eienskap. Die Gees is nie gegenereer nie en die Vader is nie gegenereer nie. Die Vader is die een wat genereer. En die Gees is nie die een wat gegenereer is nie, die Gees is die een wat uitgaan uit die Vader en uit die Seun uit. Nou raak in die Seun sê die NGB, die Seun is die woord, die wysheid en die beeld van die Vader. En die Gees gaan van die Vader en die Seun uit. Soos die NGB sê.
Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en die Seun uitgaan. Die Vader gaan van niemand uit nie en is nie gegenereer nie. Die Seun genereer nie en gaan nie van die Gees uit nie. Die Gees is nie gegenereer nie en niemand gaan van hom uit nie. Die Vader is nie die Seun of die Gees nie. Die Seun is nie die Vader of die Gees nie en die Gees is nie die Vader of die Seun nie. So baie duidelik sien ons dan dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees van mekaar onderskei word. En ons sien hierdie onderskeid tussen die drie persone juis daar in Matteus 3 vers 16 tot 17 wat ons nou gelees het vanaand. Wat 'n klassieke teks is in die geskiedenis van die kerk om die dwaalleer oor die drie-eenheid te weerlê. Hier sien ons die drie persone wat tegelyk daar is. Soos daar 'n masker is wat nou moet die Here gou maskers ruil om gou te rol te speel in spesifieke omstandighede. Nee, hier is al drie persone tegelykertyd betrokke. Daar's nie sprake van maskers wat geruil word nie. En ons lees daar in Matteus 3 vers 16 tot 17 en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens van die hemele vir hom oop. En hy, dit is die Seun, sien die Gees van God soos 'n duif neerdal op hom. Die Gees en die Seun. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: "Dit is my geliefde Seun en wie ek welbehaag." Daar het ons die Vader ook. Al die persone daar in daardie verse. Nou, goed. Ons het nou gekyk na 'n hele spul verse uit die skrif, maar hoe maak ons nou sin hiervan? Hoe steek hierdie dinge bymekaar? Is dit drie onderskeie gode wat ons partykeer triteïsme noem? Theïsme is die woord wat ons gebruik vir om te sê ons glo in God. Dit kom van theos af in die Grieks. Jy hoef nie hierdie terme te ken soos triteïsme of polytheïsme of hierdie dinge nie. Let maar net op dat daar sulke terme is en as jy dit kan onthou, help dit jou om te dink daaroor ook. Om die leer van die drie-eenheid te dink. So, is daar drie onderskeie gode, so triteïsme of polytheïsme. Polytheïsme beteken meer as een God. Is dit wat ons het? Het ons te maak met drie almagtiges, of drie ewiges, of drie onafhanklikes waarvan alles anders afhanklik is. Is dit soos die drie onderskeie mans, waarvan een 'n pa is, en 'n ander man is 'n man vir sy vrou, en 'n ander man is 'n werknemer vir 'n werkgewer. Het ons drie onderskeie wesens wat God is. Nee, dit is nie hoe ons dit daarvan sin maak nie. Dit ontken die eerste pilaar waarna ons gekyk het. Daar's net een enige Here. Daar's net een ewige, een almagtige, een onafhanklike, waarvan alles anders afhanklik is. Ons kan nie sê dit is drie gode nie, nee, dan ontken ons daai eerste pilaar. Dit noem ons polytheïsme. Dit is een van die afwykings, of triteïsme. Een van die afwykings van die drie-eenheid. Maar hoe dan? Is dit dieselfde God, maar drie apart en onderskeie dele van dieselfde God? Is dit soos die pizza? Daar's een pizza, maar daar's drie snye. Dat daar 1/3 van die Godheid is die Vader, en 1/3 van die Godheid is die Seun, en die ander 1/3 van die Godheid is die Heilige Gees. Is daar verskillende parte of kompartemente? Ons noem dit partialisme. Partialisme, parte. Is daar verskillende parte? Dit is die dwaalleer. Is die Vader dalk die deel wat streng en regverdig is van God? En is die Seun die gedeelte wat liefdevol en genadig is? En is die Heilige Gees die gedeelte wat ons troos van die Godheid? Maar dat die Vader is nie een wat ons troos nie. Die Heilige Gees is nie een wat betrokke is by ons verlossing nie. En die Vader is ook nie daar om ons lief te hê nie. Is dit hoe ons hiervan sin maak? Nee, want dan ontken ons mos nou juist God sy enkelvoudigheid en sy eenvoudigheid. Dat God nie bestaan uit dele of kompartemente nie. God tree altyd op in die volheid van wie hy is. Jy sien dat daar die tweede pilaar is 'n afwyking van hom, wat ons noem partialisme, of die dele leer in Afrikaans. Al hoe ons daarvan kan sin maak, is om te sê dat die wese van God is 'n sekere soort bestaan. As ons nou sien, daar's die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en daar's net een wese. Hoe maak ons daarvan sin? So al hoe ons daarvan kan sin maak, is as ons kan sê daar's 'n sekere soort bestaan wat God se wese is, en dan sal 'n ander soort bestaan in die Godheid
wat van die wese onderskei kan word. Daar's verskillende soorte van bestaan wanneer ons hierdie tekste deurgaan. En ons noem dan hierdie ander soort bestaan wat nie die bestaan van die wese is nie, noem ons vandag persoon. Dis hoekom ons in ons belydenis het 'n persoon net daarso. Hierdie woordjie persoon kom van die Griekse woord hypostasis af. En dit beteken eintlik iets wat bestaan. Die soort bestaan wat ons persoon noem, is nie dieselfde soort bestaan as die wese nie. En dit is hier waar dinge nou nogals ingewikkeld kan raak. En 'n mens moet nou juis hierso kan onderskei, kategorieë kan onderskei, want mense sien daar sekere eienskappe wat hoort by sekere kategorieë, sekere eienskappe wat nie hoort by ander kategorieë, of sekere eienskappe wat hoort by die kategorie. So, kategorisering is belangrik en logika is belangrik om hierdie te kan verstaan. En die Christelike leer maak staat daarop dat ons hierdie kan doen. So vir Christene is dit belangrik om met logika te kan omgaan en dan te kan onderskei of kategorieë te kan maak. So 'n persoon, hierdie ander soort bestaan, is nie 'n wese nie. Asof dit dieselfde kategorie is nie, want as ons dit verwar met mekaar, as ons sê persoon is dieselfde soort bestaan as die wese, dan sê ons eintlik persoon is gelyk aan wese, en as ons sê daar's 3 persone, dan sê ons daar's 3 weses wat God is. So ons kan nie dit doen nie. Sien hoe dwing die skrif ons om hierdie kategorieë te maak. Daar is net een wese wat God is. Nou, hoe kan ons dan nou maak met hierdie 3, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat elkeen God is? Dit is al wat ons kan doen is om te sê daar's 'n ander soort bestaan wat ons dan nou persoon noem, en daar's 'n ander soort bestaan wat ons wese noem. Dis daai 2 kategorieë waarna ek nou verwys het wat 'n deurbraak was in die kerk se geskiedenis. 'n Persoon is nie 'n soort bestaan wat 'n bestaan sonder 'n wese het nie. Anders het 'n mens eintlik net weer 'n vermenging van die kategorie van wese en persoon, en sit 'n mens net weer met triteïsme. So as jy wil sê 'n persoon en wese is eintlik maar as 'n persoon 'n bestaan net apart van 'n wese, dan is hy eintlik net weer 'n wese. Dan vermeng jy die kategorie van persoon en wese weer eens, en dan sit jy net weer met triteïsme of polyteïsme. So ons moet daai kategorieë onderskei. So ons moet eerder sê 'n persoon is 'n soort bestaan wat 'n wese het. So daar's 3 persone wat een wese het, of een wese wat bestaan in 3 persone, as 3 persone. So as jy onderskei tussen die 3 of die 2 kategorieë van wese en persoon, en ons moet sê 'n persoon het 'n wese. Nee, 'n persoon bestaan nie apart van 'n wese nie, anders is hy net weer 'n wese op sy eie. En dit is die onderskeide wat ons dan betref. En ons sien regtig hier dat die skrif dwing ons om hierdie onderskeide te tref. As ons nie hierdie onderskeide tref nie, dan gaan ons dwaal. En dit is hoe die skrif ons dwing. Die skrif dwing ons met hierdie 4 pilare. Dit is soos 4, ons sê mure of afbakenings. As ons buite die afbakenings gaan, dan gaan ons in dwaallede. So hierdie afbakenings help ons om te sê ons dink hier binne. Dis hier binne hierdie afbakenings waarin ons dink oor die 3 eenheid. So nou het ons die onderskeid tussen wese en persoon, daai 2 kategorieë. Ons het nou dit. Nou hoe maak ons dan daarvan sin? Is dit dan dat die goddelike wese, een goddelike wese, een persoon het, wat dan net 3 verskillende rolle inneem? So ons het nog steeds die een wese en die persoon, die onderskeid tussen wese en persoon, maar is dit een persoon wat eintlik net 3 rolle inneem? Is dit soos die een man wat te gelykertyd 'n pa vir sy kinders is, 'n man vir sy vrou en 'n werknemer vir sy werkgewer is? Is dit nou hoe dit werk? So ons noem hierdie modalisme. Of ons kan ook sê dis daai maskers wat opgesit word. Vir sekere omstandighede of gebeurtenisse sit die godheid een masker op en dan vir ander gebeurtenisse sit hy 'n ander masker op. Dit is wat ons modalisme noem. So het God verskillende modusse waarin hy handel, of verskillende maskers wat hy aantrek. En ons kan dit ook eintlik noem unitarisme. Dit is om te sê daar's net een persoon in die godheid. Dis unitarisme. Unie is vir een. En dit is in teenstand met trinitarisme. Ons geloof is, die Christelike geloof is trinitaries. Ja, ons sê ons 3 is 3 in Latyn. So
Nou, hierdie dwaalleer is modalisme of unitarisme, om te sê, daar's net een persoon. So nee, ons gaan nie saam met daai dwaalleer nie, want ons sien baie duidelik in die skrif, daar is 3 onderskeie persone. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle is nie maar net verskillende maskers wat partykeer aangesit word nie, anders is daar nie 3 bestane wat onderskeie is van mekaar nie. 3 persone wat onderskeie is van mekaar nie. Nou wat dan? Hoe moet ons 'n sin maak van hierdie leer van die 3 eenheid, dat daar hierdie een wese is en hierdie 3 persone? Is dit dalk dat die Vader God is, maar die Seun en die Gees is nie God op presies dieselfde manier as die Vader nie. Hulle is goddelik, kan ons sê in hakkies, maar hulle is minder goddelik as die Vader. Die Vader is ewig en onafhanklik, maar nie die Seun of die Heilige Gees nie. Is dit wat dit beteken? Is die Vader en die Seun en die Heilige Gees is 3 onderskeie persone, maar hulle deel nie dieselfde wese nie. Is dit hoe ons daarvan moet sin maak? So dit is, ons het die een enkelvoudige wese wat God is. Dis die Vader wat in ewigheid af bestaan. Maar die persoon van die Seun en die persoon van die Heilige Gees het ander wese wat later geskep is. Nou hierdie dwaalleer is Arianisme, of ons noem dit ook subordinasionisme. Daar's 'n rangorde. Daar's die Vader se wese is belangriker as die wese van die Seun en van die Heilige Gees. Hulle het nie dieselfde wese nie. So is dit dan wat ons moet sê? Nee, dit kan nie wees nie, want dit dwaal in hierdie opsig dat die 3 onderskeie persone is ten volle God. Sien, daar's die 4de pilaar, nê. Nee. Die 3 persone, elkeen van hulle is ten volle God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is gelyk ewig, gelyk in waarde, gelyk in krag, gelyk in onafhanklikheid ensovoorts. Soos die NGB sê, daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al 3 is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid. Sien jy daar die 3 persone deel dieselfde wese ten volle. So daar is nie 'n rangorde in die 3 eenheid nie. Subordinasionisme is iemand daar teen gaan, of dis Arianisme. Nou weer eens, jy hoef nie hierdie ander terme te ken nie. Dit help net te dink, as jy nou gekonfronteer word met hierdie dwaalleer, dan sal mense partykeer daai name gebruik. En soos ek sê, woorde help jou om te dink. As jy daai woorde het, dan daar's konsepte wat daarin gebind is, wat jou sal help om daarin te dink, as jy oor die 3 eenheid dink en ook later dit met verdedig of verduidelik vir jou kinders. So kom ons som dan op. Hierdie 4 pilare. So die eerste pilaar is, daar's enige wese wat God is. Daar's net een God. En as mens daarvan afwyk, het jy triteïsme of polyteïsme. Dan sê ons ook, die tweede pilaar is hierdie wese wat God is enkelvoudig en eenvoudig. En as ons daarvan afwyk, het ons partialisme, dat jy God in kompartemente indeel. 'n derde van die Godheid is Vader, 'n derde Seun, 'n derde Heilige Gees. En dan die derde pilaar, ons het 3 onderskeie persone. As ons daarvan afwyk, het ons modalisme, dis die maskers. Nou, dis eintlik net een persoon, maar jy het 3 modusse of 3 maskers. En dan die laaste pilaar, die 3 onderskeie persone is elk ten volle God, of hulle deel ten volle in die goddelike wese. As ons daarvan afwyk, het ons subordinasionisme. Ja, so sien hulle daai 4 pilare, as jy van hulle afwyk, sit jy met 'n dwaalleer. So as jy daai 4 pilare vashou en dit handhaaf, dan is jy in die gesonde leer. Dan is jy in die kampie waar die Here sy skapies wil hê, waar hulle moet wy. As jy daar buite gaan wy, gaan jy gif kry en gaan jy doodgaan. Jy wil wy binne hierdie kampie. Op die Here se heerlikheid, dit is waar jy wil wy. Ek wil net nog noem oor die leer van die 3 eenheid kortliks, voor ons by die toepassings kom, oor die Heilige Gees as persoon, en dan wil ek net gou ook hierdie geloofsbelijdenis van Athanasius gaan. So oor die Heilige Gees as persoon. Vir sommige dwaalleraars is dit heel duidelik dat die Vader en die Seun 2 onderskeie persone is, as die Jehovah getuies sal daai erken, maar hulle hou vol dat die Gees nie 'n onderskeie persoon is nie. Hulle sê ons lees van die Gees in die Bybel, maar dit is net God se krag. Dis 'n onpersoonlike krag. Dit is nie onderskeie van die Vader nie, dit is net 'n uitoefening van die Vader. Hoe sal ons nou daarteen gaan?
wat sê die skrif daaroor? So as weer eens verskeie plekke wat ons kan lees, sê nou maar soos Efesiërs wat gaan oor moenie die gees bedroef nie, jy kan nie 'n krag bedroef nie, jy bedroef 'n persoon. Maar ek wil ons aandag vestig op Romeine 8 vers 26 en 27. Wat Paulus sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Hy ondersteun ons. Kan 'n krag 'n mens ondersteun of kan 'n krag 'n mens troos? Kan 'n krag 'n mens help? Nee. En dan sê dit ook, dan sê Paulus ook, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Kan 'n krag intree? Kan 'n krag praat? Kan 'n krag bid? Kan 'n krag versigtinge hê? Nee, dis 'n persoon wat versigtinge het. En die Gees wat harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. So daar moet ons dan nou sê, die Heilige Gees is werklik 'n onderskeie persoon. En dan wil ek ons aandag vestig op die geloofsbelijdenis van Athanasius. So ek wil kortliks daardeur lees, en dan net punte uitlig, die verskillende pilare. Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is, ons moet die een God in die drieheid in die eenheid eer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. So daar sien ons die pilaar nommer 2. Een enkelvoudige wese, nee, moenie die wese deel nie. Want die persoon van die Vader is 'n ander, die Seun is 'n ander, die van die Heilige Gees is 'n ander. Daar het ons pilaar 3, die 3 onderskeie persone. Tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een godheid. Weerens hulle deel dieselfde wese. Gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid. Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape. Onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Jy sien die 3 persone wat dieselfde wese ten volle deel. Nogtans is daar nie 3 ewiges nie, maar 1 ewige. Laat ons weer net die eerste pilaar, daar's net 1 God. Daar's nie 3 gode nie, daar's net 1 God. Net soos daar ook nie 3 ongeskapenes of 3 onmeetlikes is nie, maar 1 ongeskapene en 1 onmeetlike. Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig, en tog is daar nie 3 almagtiges nie, maar 1 almagtige. So ook is die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God, en tog is daar nie 3 gode nie, maar 1 God. Net so is die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here, en tog is daar nie 3 Heres nie, maar net 1 Here. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word, hoor julle daai van die skrif, ons word gedwing om elke persoon afsonderlik God en Here te noem, maar ons word deur die algemene geloof ook verbied om 3 gode of Heres te bely. En dan sien ons ook die 3 onderskeie persone weer eens, die pilaar nommer 3, die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie, dis die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Seun is deur die Vader alleen, nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie, maar gaan van hulle uit. So is daar nie 1 Vader, nie 3 Vaders, so is daar net 1 Vader, nie 3 Vaders nie, 1 Seun, nie 3 Seuns nie, 1 Heilige Gees, nie 3 Heilige Geeste nie. En in hierdie drieheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie, maar al 3 persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk. So daar sien ons weer die 3 persone wat die een wese ten volle deel. Sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die eenheid in die drieheid en die drieheid in die eenheid geëer moet word. Wie dus salig wil word, moet so oor die 3 eenheid dink. Nou kan ons nou afsluit met 'n paar kort toepassings. So in die eerste plek, as ons apologeties daaroor dink, dan kan ons sê dat dit is net moontlik vir God, die drie-enige God, om liefde te wees. Die 3 persone wat mekaar lief het van ewigheid af. Liefde impliseer natuurlik dat jy buite jouself lief het en dien. So die Jode kan nie dit verklaar nie. Die Jode kan nie werklik sê dat God is ewig liefde nie.
En die moslems ook, en hulle probeer nie eers, want liefde is nie eers een van Allah se 99 name nie. Hulle kon nie by 100 uitkom nie, want hulle het nie liefde nie. So, hierdie is 'n mooi bewys vir ons dat God is die ware God. Hy is lief. En dit kan net met die drie-eenheid wees wat God waarlik kan lief hê, van ewigheid af. Anderste moet hy afhanklik wees van die skepping, om te kan lief hê. En dan is daai eienskap nie 'n ewige eienskap, wat God hoort nie. En die leer van die drie-eenheid is ook baie toepaslik vir ons aanbidding. Die drie-eenheid, hierdie leer van die drie-eenheid beklemtoon hoe God anders is. As ons hierdie leer begin bedink en begin besef wat dit behels, dan kom ons agter God is anders as ons. En hy's anders as enigiets anders in hierdie skepping. En dit wek die ervaring op of hierdie bewustheid van heiligheid. Dis hierdie andersheid. Ek het te maak met 'n wese wat anders is as ons. God is God en nie ons nie. Dis wat hierdie opwek. En God alleen moet aanbid word en nie ons nie. Dit is wat die leer van die drie-eenheid wek in ons. Dis daai oproep tot aanbidding, daai aanwakkering om te besef dat God God is. En dan kan ons ook sê, ons is gemaak om te aanbid. As ons nie God aanbid nie, gaan ons iets anders aanbid en bewonder. Ons gaan afgode skep, of ons kan dit anders omstel. Na die sondeval is ons heeltyd besig om afgode te skep. En te veel waarde en liefde vir dinge in die skepping te gee, wat ons lewens dan in wanorde ingooi. Dis wat ons die hele tyd doen, en ons sien hoe vernietig dit ons. So hoe kan ons dan nou vrykom van hierdie afgoderry? Hoe kan ons dit omdraai? En dit is om God beter te leer ken en in bewondering en aanbidding vir sy heerlikheid te staan. As met die afgode vervang met die ware God en die leer oor die drie-eenheid help ons juis om dit te doen. So ons kan baie toepassings uit die leer van die drie-eenheid maak. En ons kan ons baie meer noem, wat ek dink nodig is om nog meer oor die drie-eenheid te praat. Maar ek sluit dan af met een laaste toepassing. So wanneer ons bid, moet ons ook die leer van die drie-eenheid in gedagte hou. Ons bid tot een God, nie drie gode nie. Maar in ons gebed moet ons ook nie die drie onderskeie persone ontken nie. Ons moet ook die eienskappe erken wat eie is aan elke persoon. Daarom is dit gepas om tot die Vader te bid. Ons rig ons gebed tot die Vader. Ons bid onsse Vader wat in die hemel is. Want die Vader is die oorsprong. Hy is die oorsprong, hy is die fontein. Ons bid nie tot die Seun of tot die Gees nie. Ons bid nie in ons gebede, vra vir die Heilige Gees, spreek die Gees direk aan en vra vir hom om ons te vul nie. Want dan ontken ons die werk van die Vader en van die Seun, want die Gees gaan van hulle uit. Hy gaan nie van homself uit nie. So ons onthou wel dat ons net tot die Vader kan nader op grond van die Seun se verlossingswerk. Ons bid tot die Vader, maar wanneer ons tot die Vader bid, onthou ons dat ons kan net tot hom bid en tot hom nader, omdat die Seun die gronde van verlossing gegee het, omdat hy ons waardig maak om tot die Vader te kom. Daarom bid ons in die naam van die Seun. Ons sluit ons gebede af in die naam van Jesus Christus. Dis die rede hoekom ons dit doen. En ons moet ook onthou dat ons net kan bid, ons kan net bid. Ons kan net bewus wees van die waarheid van wie God is. En ons kan net werklik wil bid en ons liefde en bewondering vir God uitstort en net tot hom nader om sy Seun te ontvang en lewe by hom te ontvang, om nie op ander plekke nie. Ons kan dit net doen omdat die Heilige Gees ons laat deel kry het aan die verlossing van Jesus Christus. Hy het ons in hom ingeplant. So wanneer ons bid, onthou ons juist dit. Dit is hy wat ons dryf om te bid. Ons hou daar in ons gedagtes en ons is dankbaar dat die Vader daai werk in ons doen deur sy Seun. Ons nader tot die Vader in die Seun deur die Gees. Of ons nader tot die Vader deur die Seun in die krag van die Gees, kan ons ook sê. En dan, mense kan soms verkeerdelik dink dat die Vader is kwaad vir ons sondige kinders en hy's apaties en ongeïnteresseerd. Dit is daai wat ons nou gehoor het van hierdie kompartemente van God. Die Vader is een deel, hy's die streng een wat die wette gee en die Seun is die een wat ons
genade gee en ons vergifnis gee nie, en die Gees gee vir ons krag om dinge te doen. Ons kan daai kompartemente so maak. Maar ons moet onthou dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees nooit apart werk nie. Hier is 'n ding waar ons nog baie meer kan ingaan. Ons moet eintlik, maar ons het nie tyd vanaand nie. Ons noem dit die onskeibare handelinge of optrede van God. So hulle deel een wese. Hulle tree altyd op. God tree altyd op met die volheid van wie hy is. So die Seun en die Vader en die Gees het dieselfde wese, en dan beteken dit ook hulle dieselfde wil. So hoor hoe kom dit nou uit? Wanneer ons hierdie weet, dan weet ons dat die Vader het juist die Seun gestuur om ons te kom red. Hy is nie apaties en ongeïnteresseerd in ons nie. Hy wil ons by hom hê. Hy wil hê ons moet tot hom bid. Dis maar die Seun gestuur het om ons te bring, om ons te soek wat verlore was en ons na hom toe terug te bring. Die Vader stel belang in ons. Hy's geïnteresseerd in ons. Hy wil ons seën. Hulle het dieselfde wil, die Vader en die Seun. Die Seun wil ook dit hê. Hy wil ook hê ons moet by die Vader wees en tot hom bid en die Vader se seën ontvang. Want hy het die gronde bewerk dat ons by die Vader kan wees en tot hom kan bid en vir sy seën kan vra. En die Heilige Gees wil dit ook hê dat ons by die Vader is. Want hy laat ons deel kry aan Jesus se verlossing. Hy plant ons in Christus in en hy troos ons met die waarheid van sy woord. Ons lewe in gemeenskap met die drie-enige God en die drie-enige God lewe in gemeenskap met ons. En dit is 'n wonderlike leer om daai te leer ken. Amen.